Dankie julle. Ek wil begin by Psalm 48 vers 6 tot 8 wil ek net eers vir u lees. Hy sê, jy het dit gehoor, aanskou dit alles. Sal jy dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het nie. Ek wil jou nuwe dinge laat hoor en geheime wat jy nie geweet het nie. Nou is hulle geskape en nie tevore nie. En voor vandag het jy niks daarvan gehoor nie. Dat jy nie sou sê, kyk, ek het dit geweet nie. Ja, ek het dit nie gehoor nie. Ook het jy dit nie geweet nie. Ook het jou oor tevore nie daarvoor oopgegaan nie. Want ek het geweet dat jy baie trouloos handel en dat jy van die moederskoot af 'n oortreder genoem is. Nuwe dinge wat jy nie gehoor het nie. En dan sê Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En die Here, Jesaja 42 vers 6, en die Here het geroep in geregtigheid, en ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Ek wil voordat ek begin preek, Annelies, ek gaan jou goed deur mekaar krap. Gaan ek 2 liedjies speel weer 'n keer. Skus Iska. En ons kan, ek wil hê jy moet luister. Jy's welkom om saam te sing. Jy's welkom om te kniel. Jy's welkom om tot die Here uit te roep en vir Here te vra, Here, sal U vanmôre kom en vir my kom besoek en vir my kom aanraak met dit wat U vir my wil sê. Kom ons word stil, kan maar die ligte afsit, ekskuus, wat nog nooit 'n ontmoeting met U gehad het nie. Ek glo, Here, as ons praat, dan weet ons van die Vader. En ons weet van Jesus. Maar nog nooit het ons 'n persoonlike ontmoeting met die Gees van God gehad nie. Dis die gebed van my hart vanmôre, dat U Gees sal beweeg deur hierdie plek. Dat die Gees van God vir ons sal aanraak. Ons harte sal kom verander. Ons nuut sal maak. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, kan maar die sitplekke inneem. Ek wil vanmôre met u oor iets praat waarvan 'n mens nie dikwels hoor in 'n boodskap nie. En dit is die gebed van afstanddoening of om prys te gee. In Engels is die woord relinquish of relinquishment. Maar ek wil eers met u iets deel wat ek gelees het. Persoon met die naam van Steve Hill skryf die volgende. Nou, Steve Hill was die evangelis wat die Here in die Brownsville herlewing kragtig gebruik het. Wat vir 5 jaar aangehou het, saam met pastoor John Kilpatrick, en duisende mense tot bekering gekom het. Steve is so, as ek reg onthou, in 2014, 2015 daar rond is Steve oorlede. Maar Steve sê hy het naby aan Leonard Ravenhill gebly. Leonard Ravenhill was bekend gewees vir die boek wat hy geskryf het met die titel van Waarom herlewing talm. En hy sê, as hy tyd gehad het, was dit vir hom baie lekker gewees, vir hy en sy vrou,
om oor te ry na Lennard toe en net saam met hom te gaan kuier en saam met hom te gaan gesels om te hoor wat hierdie ou man met hom deel. Hy sê eendag sit hy in die kantoor saam met Lennard. En die volgende oomblik sê Lennard vir hom, hy sê, Steve, sit nader aan my. Hy sê, en hy skuif nader. En hy sê vir hom, Steve, sit nog nader aan my. Hy sê, en toe hy vir hom sê, sit nog nader aan my, toe besef hy, hier gaan vandag iets gebeur, wat aan my geopenbaar gaan word, wat ek moet weet. Hy sê, en hy skuif nader, en hy sê vir hom, Stevie, sit nog nader aan my. Hy sê, hy sit amper op Lennard se skoot. Hy sê, in die volgende oomblik het die ou man sy lippe teen sy oor kom druk, en vir hom gesê, saggies gefluister. Hy sê, Stevie, as jy die geheime van God wil weet, moet jou oor naby aan sy lippe wees, want God skree nie sy geheime nie, hy fluister dit in jou oor. Ek wil vir jou vanmôre vra, is jy op daardie plek, waar jou oor teen die lippe van die lewende God is, wat jy sy geheime kan hoor vir jou lewe? Is jy op daardie plek, waar jy daardie sagte fluistering kan hoor, wat God vir jou wil sê, vir jou persoonlik, daardie openbaringe, daardie dinge, wat hy vir jou in gedagte het. Daardie sagte stem, waarmee hy met jou praat. Jy sien, afstanddoening kan omskryf word as 'n loslating of 'n verlating wat verwys na 'n daad om oor te gee of te laat gaan of om op te gee. Ons kan dit omskryf met die volgende werkwoorde soos om af te sien van iets, of te laat vaar, of te laat neerlê. So dis iets wat ek besit, of iets wat ek vir myself toeëien, of iets waaraan ek vashou, of wil voorskryf hoe gemaak moet word, en dan om daardie iets oor te gee aan iemand anders. Ek is dus bereid om my beheer, my regte, my manier oor te gee. So as ek dit dus moet definieer, sal ek sê dis 'n daad van formele, vrywillige oorgawe of afstanddoening van my reg, my besitname of die eise wat ek stel. Met ander woorde, verantwoordelikhede of beheer van iets wat naby my is, of van my is, om dit oor te gee aan iemand anders. Miskien kan ons dit beter verstaan, as ek dit vir die verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. Ek het gelees in 'n boek geskryf deur Mark Banting, met die naam van Miracle in the Mirror, wat handel oor 'n verhaal van 'n Sri Lankaanse dame met die naam van Nina Edwards, wat 'n gesonde jong dame was, wat besig was om te studeer, en sy het in 'n koshuis gebly wat trappe gehad het, en eendag hardloop sy met hierdie trappe op, en sy slaan neer, en sy beseer haar rug. Aanvanklik het sy opgestaan, seer gehad, maar normaal met haar lewe aangegaan, maar al hoe meer pyn het sy ervaar, en later is sy verlam, waar sy vir meer as 'n jaar in bedlêend was, hulpeloos oorgelewer aan die medisy, en haar toestand het so versleg, dat sy naderhand net haar oë kon beweeg. Sy sê sy was as mens dit nou in Engels uitdruk, 'n guinea pig gewees vir die dokters.
En sy het op 'n stadium met sy besluit om teen alle normale denke in om uit die hospitaal verskuif te word met groot protes, maar sy het gesê ek wil uit die hospitaal skuif, ek wil na 'n privaat plek toe gaan waar 'n verpleegster 24 uur per dag na my kon omsien. Maar sy was baie lief vir die Here en het voortdurend na hom uitgeroep. En toe alles hopeloos lyk in haar lewe, het sy besluit om van alle medikasie ook ontslae te raak. Met groot protes van haar familie en gesê het aan haar versorgers en gesê het, jy gaan dit nie maak nie. En tog het sy neergedruk en gesê, Here, ek beteken niks nie. Ek kan net sowel 'n waardige lewe kan ek sterf. En in haar uitroep tot die Here, het sy by die punt gekom waar sy alles, maar alles aan die Here oorgegee het en berus het in sy wil. En dit was in daardie oorgawe wat sy een nag, toe sy wakker lê, skielik hoor sy 'n hoorbare stem wat met haar praat. Daardie stem was die stem van die Here wat vir haar gesê het, ek gaan jou genees op die 11de Februarie 1977 om 3:30 die middag. Sy sê, en dit is ook presies wat gebeur het. Sy het gekom by daardie punt waar sy alles aan die Here oorgegee het. Sê Jesaja 41 vers 10 nie vir ons dan, wees nie bevrees nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is met jou. Want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Sien wat ek en jy vanmôre moet besef, dat ons moet by 'n punt kom waar ek bereid is om my eie wil neer te lê. En ek glo daar is heelwat dinge van gebed wat ek en jy miskien nog nie gesnap het nie. En so dikwels dink ons glo met ons mond en ons proklameer iets met ons mond, en dis geloof. En dis hoe ons geloof verstaan. En tog wil dit vir my voorkom of daar baie meer is as net dit. Ons weet dat die Bybel verklaar in Jakobus 5 vers 16, hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat kan ek en jy vanmôre sê? Kom ek vra jou 'n vraag. Kan jy werklik sê, my gebed het groot krag? Miskien is dit dikwels ons eie wil wat in die pad staan, dit wat ek wil hê op my manier moet gebeur, wat juist die struikelblok vorm vir beantwoording van gebed. Miskien sal ek en jy dit beter verstaan in Jesus se uitspraak, soos dit opgeteken is in Hebreërs 10 vers 7, wat sê, toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Die wil van God, wil ek vanmôre vir jou sê, is altyd beter as my en jou eie wil. En daarom het Jesus ons ook geleer om te sê, laat die wil geskied. Dat ons bid en sê, laat die wil geskied. Miskien het Johannes, die doper, dit beter verstaan as wat ek en jy vanmôre dit verstaan, toe hy uitroep, hy moet meer word en ek minder. Dis in ons niks wees wat die Here kan werk. Sien, so dikwels is daar hindernisse wat in ons pad staan. Dikwels beland ons in 'n situasie waar daar menslik gesproke nie 'n uitkoms is nie. In sulke tye bid ons en ons spreek en ons verklaar en ons roep uit en doen alles wat ons weet om te doen. Jy sien, elkeen van ons begeer tog dat God ons sal verhoor en uitkoms gee as daar 'n siekte is, siektetoestand of in ons finansies of ons familiekrisisse. Noem maar dit op wat jy wil. En tog wil dit vir my voorkom dat gebed waar ek iets van God eis
of waar ek iets van God afdwing, of waar ek vir God wil voorskryf in my gebed, dan is God onbereikbaar. As daardie gees van ek wil eise stel en ek wil in beheer wees in my as mens is, dan voel dit vir my, of lyk dit vir my, of God ver en onbereikbaar is. Dikwels gebeur dit, dat wanneer daar 'n kombinasie van hierdie gebed is, waar ons van God iets eis, en dit wil nie werk nie, en fisiese uitputting en moedeloosheid tree in, en vrees tree in, dat dit juist daardie punt is, waar die draaipunt kom, waar God kan begin intree in my lewe. As ek dit vir u gesê het, dan is die vraag, wat is dan die geestelike wet, wat saamwerk met die gebed van afstanddoening? Ek dink nie ons sal die volledige antwoord ooit hierop hê nie, maar daar is sekere belangrike beginsels wat ek en jy vanmôre moet snap. En een van hierdie belangrike beginsels is dat vrees blokkeer gebed. Wil jy met dit hoor? Vrees vorm 'n skeidsmuur tussen my en God, en sy krag kan ons nie bereik nie. En die vraag is, hoe raak ons van vrees ontslae in ons lewe? Om net positiewe verklaringe te gaan maak en ons gedagtes met positiewe denke te bestook, is nie genoeg nie. Ek en jy mag nie vergeet nie, vrees, sê die woord van die Here, is 'n gees. En ek en jy moet daardie vrees oorkom. Tog kan ons nie vrees net wegdink of wegwens nie, maar wanneer ons vrese vierkantig in die oë kyk en onthou dat God se krag en sy oorweldigende waarheid is groter as my vrese, dan sal die vrees soos mis voor die son verdwyn. Dis waar die gebed van afstanddoening inkom. Wanneer ek weet dat my God sal vir my deurbreek, en ek daardie geloof moet openbaar en verklaar, ek staan daarop. Om dit miskien vir u meer prakties te verduidelik, kan ek dit vir jou verduidelik aan die hand van die volgende analogie. Dink daaraan as 'n seentjie speel met 'n karretjie, en daardie karretjie breek, en hy vat daardie karretjie vir sy pa, en hy vra vir hom, ekskuus, sal pa dit vir my asseblief regmaak, want hy het self geprobeer en hy kon nie. Wat doen die pa? Hy stem in om dit te doen. En hy vat daardie karretjie, en dan begin hy te werk aan die karretjie. En die pa kan vinnig en maklik aan die karretjie werk, solank sy seentjie nie probeer inmeng. Solank hy stil sit en net toe kyk hoe sy pa werk, in die wete dat sy pa dit suksesvol kan regmaak. Maar jy sien, wat doen ek en jy as God se kinders in die meeste van die tyd? Ons gaan, en dan gaan staan ons en ons gee betekenlose raad en betekenlose kritiek oor hoe hy moet doen en wat hy moet doen. En soms word ons ongeduldig en ons wil help en ons hande is meer in ons pa se pad as iets anders. Soms is ek en jy oorhaastig en gryp ons die karretjie terug en verklaar dat ons in elk geval nie gedink het dat hy dit kan regmaak of in my situasie kan ingryp nie. Ek wil vir jou sê, dis ongeloof. Geloof is juis om dit wat ons in Vader se hand geplaas het, te los, dat hy doen soos wat hy goed dink. Dis die geloof wat ons nodig het, wanneer ons die gebed van afstanddoening bid. Dis geloof in aksie.
Dis dan wanneer die gebed van afstanddoening beantwoord word. Selfs wanneer die persoon wat die gebed van afstanddoening gebid het, maar min hoop het, dat dit wat hy gevrees het, bewaarheid gaan word. Hoor mooi, ons negatiewe gedagtes is nie vir die Here 'n probleem nie. Maar wat hy eerder raak sien, is daardie daad, waar ons dit wat vir my en jou kosbaar is, in sy hande kom plaas, en hom daarmee vertrou, om oor te gee. Dis die tipiese geloof wat berge kan versit. Ek onthou baie jare terug, het my broerle een keer in 'n kerkfunksie bygewoon, in die aand, en na die tyd staan hulle met ander vriende by die kar en praat, en sy seun, wat toe 'n kleuter was, 'n klein seentjie, staan by hulle, in die volgende oomblik hardloop hy oor die straat, en daar kom 'n taxi aangery, en die taxi het gelukkig nie vinnig gery nie, maar hy tref hom. En in my kind opgetel en hospitaal toe gejaag, en ek onthou dat hy vertel het, dat toe hulle met die kind daar in die hospitaal gekom het, en wat hy daar in die bed lê, het hy net gesê, Here, ek gee my kind in u hande oor. Daardie kind het niks van die stamp oorgekom nie, en het volkome herstel. Dis daardie gebed van afstanddoening wat God beweeg. Jy sien, dikwels staar ek en jy probleme in die gesig, waarvoor ons nie 'n oplossing het nie. Ons het nie antwoorde nie. Miskien is dit 'n siektetoestand wat jy het, miskien is dit 'n werkstoestand, miskien is dit iets anders in jou lewe. En dis dan wanneer ons daardie saak in gebed na die Here neem. Maar wat egter dikwels gebeur, is wanneer ons met ons gebed na God kom, dan begin God met sy lig te skyn, en hy werp sy lig op ons. En weet jy wat kom uit in daardie lig? Gewoonlik dit wat 'n struikelblok vorm in my lewe. Gewoonlik is dit wanneer ons aan God probeer voorskryf hoe en wat die terme is, hoe hy die probleem moet oplos. Met ander woorde, dit wat ek wil hê. Here, u sien, ek het hierdie probleem, maar u moet so en so maak in my lewe. U moet so en so werk. Dink maar daaraan, wanneer ons 'n siekte of 'n siektetoestand ervaar, wil ek en jy vir God voorskryf hoe hy moet genees, wat hy moet doen, in plaas daarvan om dit net by hom neer te lê, te verklaar, Here, ek doen afstand van my voorskrifte, en ek berus by u volmaakte besluit. Dis dikwels dan, by daardie punt, wat God net stil bly, en dit vir ons voel, asof daar geen deurbraak of antwoord is nie. Dit voel of ons gebede teen die plafon vaslaan. Sien, ek is bereid om my wil aan God se wil te onderwerp en te aanvaar wat ek moet aanvaar, maar tog is my emosies in totale rebellie. Tog besef 'n mens dat ons wil en die emosies in lyn moet kom met mekaar, want my emosies word gevoed deur onderliggende vrese in my. Wanneer daardie afstanddoening proses volkome in my word, kan die deurbraak kom. Hoekom? Want God se planne is beter as my planne. Ek lees die ander dag hierdie absolute waarheid. Hy sê, in aanvaarding lê daar groot vrede. Nie in om te vergeet nie. Jy sien, aanvaarding is nie om te vergeet nie. Is ook nie om te abdikeer nie. Selfs nie om myself besig te hou nie, of om besig te wees nie. Sy wil, God se wil, is egter altyd goed, reg en aanvaarbaar. Jy sien, aanvaarding is positief, terwyl abdikasie negatief is. Abdikasie is sonder geloof, en dit verklaar eintlik 'n slegte toestand of gebeure het my getref. Daar's geen manier wat ek dit kan ontvlug nie. Ek het nie meer krag om selfs daarteen te rebelleer nie, en daarom abdikeer ek gee my oor
aan die wil van God. Ek sal maar die beste van die slegte omstandighede maak. Daar is by my geen hoop nie. Maar aan die ander kant, wanneer ek bereid is om iets te aanvaar, sê ek in werklikheid dat ek die goedheid van God vertrou en sy goedheid in my lewe. Ek is bereid om my arms en my verstand oop te maak vir dit wat hy toegelaat het om in my lewe te kom, omdat ek weet dat sy woord leer vir ons in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Jy sien, ek aanvaar met instemming die omstandighede waarin ek my bevind, en met opgewonde hoop wat die toekoms vir my inhou. Aanvaarding hou nie die deur van hoop vir ons oop, daardie hoop waar God se volmaakte skepingplan kan werk en manifesteer in my lewe. Jy sien, om die verskil tussen aanvaarding en applikasie te verstaan, vorm eintlik die sleutel om die gebed van afstanddoening te verstaan. 1 Korinte 1 vers 25 sê, want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld dat jy kan verstaan wat ek probeer sê. As ek kyk na die lewe van Abraham, as ons die gebed van afstanddoening wil verstaan, dan dink ek het hierdie man se lewe vir ons iets uitgespel. Abraham was regverdig voor die Here. God het homself sy vriend genoem. En tog was daar een teleurstelling in Abraham se lewe, is dat hy en sy vrou Sara nie kinders kon hê. En dan op 'n gevorderde leeftyd, toe Abraham al 100 jaar oud was, en Sara self voor die ouderdom was om swanger te kan word, het God hulle 'n seun gegee, wat hulle Isak genoem het. Dink bietjie daaraan, manne, nou is jy 100 jaar, hier word 'n baba gebore. Maar wat 'n vreugde moes dit gewees het. Hierdie lang verwagte seun, waaroor hulle so gehoop en gebid het, is gebore, en kan 'n mens jouself net indink die vreugde en die blydskap wat dit vir hulle gebring het. Maar dan op 'n dag, dan kom die Here en hy sê vir Abraham, ek wil hê dat jy daardie enigste seun waarvoor jy so lank gewag het, Isak, sal vat en op gaan offer op 'n plek wat ek bepaal het. Kan ek en jy vir ons indink wat moes emosioneel deur Abraham en Sara se gedagtes gegaan het? Jy weet, ons lees dikwels die verhaal, maar ons vergeet die menslike aspek agter dit alles. Ek glo dit moes absolute sielewroeging vir hulle gewees het. Wie wat lees ek? Die Bybel sê die volgende oggend, nie dae daarna nie, nie weke daarna nie, die volgende oggend het Abraham opgestaan en gehoorsaam aan God se opdrag gegaan om dit uit te voer wat God van hom gevra het. En ek glo dat hy in daardie nag moes Abraham daardie gebed van afstanddoening moes hy gebid het, waar hy Isak in God se hande oorgegee het, in die wete by God is alle dinge moontlik. En weet jy, dit is my so aangrypend as ek van nou Abraham lees, dan skryf Paulus in Romeine 4 vers 21, en hy sê, en hy was, dis Abraham, was ten volle oortuig dat hy God die mag het om te doen wat hy beloof het. So Abraham het absoluut geglo dat God kan doen wat hy beloof het. Jy sien, wanneer ek en jy daardie oortuiging het in ons harte, dat God kan doen wat hy beloof het, kan ons saak by God se voete neerlê en
daarvan afstand doen, sonder vrese, met aanvaarding. God weet die beste. Hy weet wat vir my goed is, en ek gee oor aan hom. Ek wil vir jou nog 'n voorbeeld verduidelik. Die Jode se verwagting was dat 'n Messias sou kom. En daardie Messias sou hulle kom verlos van die Romeinse juk waaronder hulle gestaan het. En daarom het Jesus nie voldoen aan hulle verwagting nie. Tog was hy die seun van God, wat gekom het om ons te verlos van ons sondes. En daardie laaste aand van sy lewe hier op aarde as mens, bevind die Here hom in Getsemane. En daar het hy gebid, en die Bybel sê sy sweet het soos bloed geword, of het bloed geword. En daar in daardie benoude oomblik, waar hy tot die Vader roep hy uit Matteus 26 vers 42, wat sê, weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En ek wil vir jou sê, hierdie is 'n gebed van absolute afstanddoening, waar Jesus bereid was om alles te onderwerp aan sy Vader. Hierdie gebed was die gebed wat nodig was om die krag vry te stel, om 'n sondebevlekte wêreld vry te maak van sonde waarin dit vasgevang is. Jesus het gekom en sy wil in lyn gebring met God se wil. Die beker het nie by hom verbygegaan nie, maar tog vandag nog vloei daar steeds krag deur die kruis as gevolg van hierdie gebeure wat plaasgevind het. As ek en jy wil weet wat lê in die senter van beantwoording van gebed in ons lewens, is dit juis daardie gebed waar ek kan kom en afstand doen van dit in my lewe wat vir my 'n probleem is. Ek wil begin afsluit. En ek wil vir jou sê, as ek en jy bereid is om alles by die voete van Jesus neer te lê, om te verklaar en sê, Here, u weet die beste in my lewe, dan kom ek op daardie plek waar ek naby aan sy lippe kom en sy fluisterstem van sy openbaring vir my hoor. Die Amplified Bible beskryf Johannes 10 vers 3 soos volg. Hy sê, the doorkeeper opens the gate for this man, and the sheep hear his voice and pay attention to it. And I, knowing that they listen, he calls his own sheep by name and leads them out to pasture. Ek wil vir jou vanmôre sê dat die Here Jesus nooi vandag my en jou, kom lê jou laste neer by hom. Kom sit op sy skoot, kom plaas jou oor teen sy mond en hoor sy stem vir jou. Ek wil vir jou sê, kom by daardie punt vanmôre, waar jy kan sê, Here, ek wil die stem hoor wat U vir my fluister. Ek wil hoor wat U vir my sê. Ek wil 'n laaste lied speel vanmôre. Ek wil hê jy moet net sit en luister en sê, Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. En ek vertrou die Heilige Gees dat hy met jou sal praat
dat jy by die punt kom, wat jy vanmôre net kan, op sy skoot klim, en uitroep en sê, Here, ek wil hoor vanmôre, in hierdie kerk, wat U vir my wil sê. Kom ons word stil en kom ons luister net. Jy vanmôre hier, en dis dalk ook jou uitroep, sê Here, moet my nie vanmôre verbygaan nie. Ek wil nie mis wat U vir my vanmôre in gedagte het. Ek wil vra dat U by my adres sal stop vanmôre. Dat ek met my oor teen die lippe kan sit en hoor wat U vir my fluister. Wat die Heilige Gees vir my sê vanmôre. Ek sien my broer en suster, ek ken nie altyd jou omstandighede, maar God ken dit. God weet wat jy nodig het vanmôre. Hy weet waarvoor jy roep. Hy weet wat jy nodig het. Kom sit dit by sy voete neer. Here, ek het genoeg beklei. Ek het genoeg my wil laat geld. Ek het genoeg eise gestel. Ek wil vanmôre kom en dit neerlê. Sy Heilige Gees. Ek weet, by U is daar hoop. Al lyk alles hopeloos vir my. Al lyk alles vir my of daar geen antwoord is nie. U het vanmôre die antwoord. Gaan my nie verby, o Heiland. Vader, ek bid vanmôre vir elke persoon in hierdie kerkgebou, wat daardie uitroep het en sê, Here, stop by my vanmôre. Stop by my en raak my aan met die Heilige Gees. Stop by my. Ek kan nie meer. Ek het U nodig. Help my, Here. Daarom vra ek dat die Heilige Gees nou oor hierdie plek sal beweeg. En dat die harte van mense sal aanraak. En dat die mense sal kom en vertroos en vernuwe, soos U dit alleen kan doen. Ek vra, Here, dat U sagte stem nou sal kom fluister in die ore van elkeen wat hier sit. Om te hoor wat U vir ons wil sê. Annelies, speel vir my weer daai laaste lied. Ek wil hê jy moet dit 'n uitroep uit jou hart uitmaak. Ek wil hê jy moet jou oë toesit en roep hom aan. Savior, Savior, don't pass me by.